Wat jy nie weerstaan nie, moet jy uitdryf. Kan ek dit weer vir jou sê? Wat jy nie weerstaan nie, moet jy uitdryf. So dikwels kom 'n gedagte in, en ons begin ponder, en ons begin dink daaroor, en dan raak 'n deel van ons lewe. En nou begin ons moet ons gedagtes vernuwe. Weet julle, is eintlik 'n wêreldse beginsel. Kom ek wys vir jou die goddelike beginsel. Ja, ek weet ek het dit self gedoen en ek het self verkeerd geleer, maar ons kry wysheid, so ek is jammer vir my verkeerde lering. Maar kom ons kyk na die regte dinge. Matteus 9 vers 4 kom Jesus self en hy sê, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het. Solank as dit nog dag is, die nag kom wanneer niemand kan werk nie. So, ons het nodig om te besef, ons sit in 'n tydperk waar dit donker is. En Jesus kom en hy sê, waarom bedink jy slegte dinge in jou hart? Hy kom in die skrif en hy waarsku die disippels, hy sê, waarom bedink julle slegte dinge in julle hart? So, om gedagtevernuwing te doen, moet jou hart eers reg wees. Dan gaan jy vir my sê, Renée, wokai. Wat sê Romeine 12? Kom ons kyk gou eers na iets anders. Jou liggaam is die tempel van God en Christus is die hoof. Efesiërs 1 vers 22 en 23 sê, en hy, God, het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom, Jesus, as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Met ander woorde, Christus is die hoof en ons is die liggaam. Ons moet onderworpe wees aan die liggaam, want 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17 sê vir ons, dat ons liggaam die tempel van God. Julle kan dit gaan lees. So as jy die tempel skend jy Christus. Nou wil ons gedagtevernuwing doen, maar ons het nie ons tempel skoongemaak nie. Ons tempel, ons hart, bedink sleg, maar ons wil ons gedagtegang regstel. Dis nie goddelik nie. So wat jy nie weerstaan nie, onderwerp jy jou en jy vorm 'n nuwe liggaam. Jy vorm 'n nuwe hoof. Wat sê Romeine 12? Kom ons lees Romeine 12, waar ons hierdie hele beginsel van vernuwe jou gedagtegang op baseer. En ons lees hom in die regte volgorde. Kom ons maak hom gou hier oop. Romeine 12 vers 1 en vers 2. Ek vermaan julle broeders, by die ontferming van God, so hy bring God vir ons in, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hy begin eers met die liggaam. Met ander woorde, my liggaam is die tempel van God. My hart is in my liggaam, so ek begin my liggaam as 'n lewende offer stel. Hy sê, dit is my redelike godsdiens. So ek het nodig om my liggaam aan God te onderwerp. Dan begin ek eers met 'n redelike godsdiens. En dan kom vers 2 wat sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So dis eers wanneer jy jou liggaam, wat die tempel is, as 'n lewende offer plaas, sodat jy 'n redelike godsdiens het, wat jou gedagtegang in lyn kom met jou hoof, dis met God, met Christus, en die oomblik as jou hart in lyn is, 'n lewende offer is, dan erken jy dat Christus jou hoof is, dan kan jou gedagtegang verander, want dan verstaan jy die wil van God. Moenie net gaan vir gedagtige verandering nie. Dis wêreld. Die wêreld wil hê jy moet jou gedagtegang verander, want hulle sê dan sal jou lewenstyl verander. Dis 'n leuen. God sê, kry jou liggaam reg, want dan kan ek jou hoof wees. Ek herhaal waarmee ek begin het. Dit wat jy nie weerstaan nie,
moet jy uitdryf. So, as jou gedagtegang nie in lyn is met God nie, beteken dit jou liggaam is nie 'n welgevallige offer nie. Nou moet ons dit uitdryf, sodat jy jou kan onderwerp aan God. Begin 'n heilige lewe lei, dan sal jy die wil van God verstaan. Ek seën jou vandag as 'n welgevallige offer in Christus Jesus. Shalom.